Goeiemôre, good morning, hoe gaan dit met jou en jou en jou? Baie oulik, jy sien, Pieter is besig om aan 'n nuwe Goeiemôre Good Morning treffer te werk. Elke dag kom ons so 'n stukkie by, né? Ja, en elke dag is dit dalk 'n ander melodie, maar ons sal hom eventually vasvat. Ek dink so, ons wag daarvoor, né? Net so, En dan kan net so. sensasie dit dalk 'n bietjie remix. Wiki, wiki, wak. Wie weet. Baie welkom en dankie dat jy hierdie Dinsdagoggend saam met ons aanpak. Daar wag 'n hele klomp interessante dinge. So, kom ons spring sommer dadelik weg. Pieter? Inderdaad, gepraat van 'n hele klompie dinge. Mignon de Pre van Dog on the Couch kuier weer by ons. Stand ons twee manne van die Tuks rugby span, die kaptein Dylan Smith en onderkaptein Chadley Valentine, wat saam met Arnold gaan kom kuier. Ons gesels ook oor velsorg saam met Michelle Lou, produksiespesialis van Creme Klassiek. Dan kyk ons na geldsaake saam met Thys van Sail en hoor hoe 'n slim side hustle jou finansies kan help versterk. Saam met die span van Santam. Ons gesels ook met Annabel Schreder van Spier oor die terugkeer van Spier Light Art, die gewilde nagkunsfees. En dan ook 'n lekker bederf met 'n voorsmaakie van Joe Black se opkomende EP, dis nou daai kort album, né? En sy enkelsnit Die Openbaring, so baie om na uit te sien. Baie om na uit te sien. Maar soos altyd is dit ook tyd vir ons oggendbraaitjies, né? Asseblief. Dis natuurlik een van my hoogtepunte. Ons weet jy Veral as jy hom vir geniet ons dit. afskop. Ons weet jy geniet dit terdee, Pieter. Goed, so ek wil graag vir jou vertel dat daar 'n nuwe verslag is wat toon dat Suid-Afrika die hoogste syfer van hierdie sogenaamde deepfake verwante identiteitsbedrog in Suider-Afrika beleef. Nou, skelms gebruik al hoe meer KI gemanipuleerde video's en stemme om mense voor te doen tydens biometriese verifikasie of om vals beleggings en skemas te bemark. Ek dink dit skep groot kommer en ek weet ons het nou al in die verlede ook hieroor gesels, maar ek weet nie of jy al ooit 'n slagoffer van so iets was nie. Ek was nie 'n slagoffer nie, maar ek sien die goed. Jy weet, ek dink daar was nou ene wat die ronde gedoen het oor Driekus Du Plessis. Wat nou vir mense ook sê, nee, jy moet hier belê of jy moet dit doen of dat doen. Gelukkig ken ons iemand soos Thys. So as ek Thys se gesiggie sien, dan weet ek, okay, hierdie kan nou waar wees. Tensy dit ietsie is wat hy verkoop, soos ek weet nie wat nie, maar 'n naweek vir 2 by Loftus Versveld, dan weet ek dit is absoluut fake, want Thys is nie 'n Loftus Versveld man nie, hy is meer 'n leeuusman, alhoewel hy baie uithang by Loftus Versveld. Maar in elk geval, nee, ernstige noot. Ek dink dit is eintlik baie kommerwekkend, want daar is baie mense wat so gullible is om te glo dat dit wel is. Maar dit lyk so erg. Dit lyk so erg en dit is so goed gedoen. En hoe hulle dit byvoorbeeld in 'n onderhoudssituasie, hulle sal byvoorbeeld 'n bekende joernalis kry om 'n onderhoud te voer en te vra, is dit so, ek weet nie, daar is dit vragies baie tyd om die goeie so te kan programmeer ook, laat dit so oorspronklik kan lyk. Ja, en ek dink veral wanneer dit kom by iets soos iemand se stem. Jy weet, dit is wat dit, jy kan dadelik hoor aan iemand se stem of dit, ek dink dit is een van die bepalende faktore, as ek dit so kan stel. So as dit ook nou nog reg klink, jy weet, en dit kom 'n mens ook al hoe meer agter. Kyk, daar's mos 'n 6de sintuig of 'n gut feel waarvan hulle altyd praat. Ek dink mense moet baie meer gefokus raak ook op jou gut feel, jou 6de sintuig. As iets te goed klink om waar te wees, dan is staan net so 'n bietjie terug. As iets vir jou sê, nee, wag 'n bietjie, glo maar so 'n bietjie. My groot vraag is net, wat kan 'n mens doen, jy weet, om te kyk of dit werklik reg is al dan nie. Ek weet nie, ek het geen wenke in daai opsig nie, want ek dink baie mense wentel self na ChatGPT toe deesdae in vandag se tyd vir elke ding deesdae. Jy weet, om so 'n bietjie navorsing te doen en om raad te kry ensovoorts. So ek weet nie hoe 'n mens dit kan bevestig nie. Maar miskien kan 'n mens een van die tyd met 'n kenner gesels. Jy kyk na die stem, dalk moet 'n ou bietjie na die syfers ook kyk, want ek dink die syfers wat hulle daar noem is dalk ook partykeer 'n bietjie te verregaande. Arne? Ja, goeie punt wat jy uitwys, Pieter. Manne van een syfer na 'n ander syfer, luister gou hierna. Ja. Die Arbeidshof in Johannesburg het beslis dat 'n werknemer van die baie bekende Gold Reef City met sowat R229.600 vergoed moet word. Klaarblyklik was daar dissiplinêre stappe teen die werknemer geneem nadat 'n beweerde onreëlmatigheid in die werksproses aangemeld is. Die hof het bevind dat die optrede teen hom vergelding van sogenaamde whistleblowing was. Nee? En daar word jy nou vergoed met 'n goeie R230.000. R230.000. Ek dink, jy weet, daar moet 'n ou weer eens die situasie opsom.
Ja. En kyk, jy weet wat presies het gebeur, maar ek seker as die arbeidshof daarom die ding onder oë gehad het, dan is hulle tevrede met whatever die agtergrond in die dinge was. Wel, die ding is, vletjieblassers is gereeld in die nuus. En ek dink baie mense, in vandag se tyd veral, is redelik skrikkerig, jy weet, om soms iets, Ja. jy weet, onder die aandag van 'n werkgewer byvoorbeeld te bring, juis as gevolg van die moontlike gevolge wat dit kan inhou. So ek weet nie, ek meen mense kyk nou spesifiek in hierdie situasie ook na die beskerming van vletjieblassers. Dink jy daar kan meer gedoen word om hulle te beskerm? Ek dink so, ja. Kyk, want ek is nou al 'n paar keer gevang hier in die studio wat ek fluit, maar Ja. dit is nie noodwendig vir daardie rede. Ja, nee, los maar die gefluit. Maar ek stem 100% saam, want dink net hoeveel druk sit dit ook op jou, as jy weet daar is soveel goeders wat nie reg gebeur in jou werksomgewing nie, maar net jou integriteit en die manier hoe jy grootgemaak is, sê vir jou, alles druis teen dit in, maar werk is skaars aan die ander kant, so Ja. ek weet nie, ek dink hulle moet maar net bietjie meer doen. Maar nou wil ek ook vir jou vra, ek bedoel, want dit vestig half die aandag op iets soos eerlikheid en deursigtigheid in die werksplek. Persoonlik voel ek dit moet te alle tye daar wees. Jep. Dit skakel onsekerheid uit. Ek dink dit skakel misverstande en kommunikasiegapings uit. So ek dink dit moet te alle tye geïmplementeer word, maar ek dink nie dit werk oral so nie. Nee. En daar is seker maar, na wie toe gaan jy? Jy weet, as daar regtig nou 'n klompie mense is in jou werksomgewing wat jy nie kan vertrou nie. Ek kan onthou my eerste werk wat ek ook maar in die koöperatiewe omgewing begin het. Ons human resources management, né? Was so 'n oulike vrou en 'n mens kon altyd met vrymoedigheid na haar toe gaan en ek het gevoel, okay, hier word ek daarom beskerm. En ek sal beskerm word of my belange sal ook op jy weet haar hande gedra word of die maatskappy se hande. Maar ek dink dinge het ook maar 'n bietjie verander. Teenoor nou en 30 jaar terug. Daar sy 30 jaar terug sê jy. Ja, dis net skuins voordat ek snaar 6 toe is. So jy het al 'n bietjie ongemak verduur. Ja, ek dink so, maar ek dink in daai tyd was ek ook maar ek dink baie keer as jy dalk net of op daardie stadium nog onvolwasse of jy's heeltemal nog te jonk in jou werksomgewing of goeders, dan besluit jy maar jy staan terug. Maar dan aan die ander kant kom jy nou weer by jou senior manne en goeders, dan sit maar kind of, ons is al so gewoond om die wang net na die ander kant toe te draai of net ander kant toe te kyk. Ja, wel ek sê altyd, persoonlik voel ek dat dit deel is van 'n groeiproses, nê. As 'n mens jouself nou moet vergelyk met 30 jaar gelede byvoorbeeld, dan kan jy agterkom hoe jy gegroei het ook in die proses. Definitief. En hoe 'n mens sommige situasies deesdae beter hanteer. Dalk net, as jy 'n bietjie wil onthou net, dit gaan nie net oor jou nie, dalk is daar 'n klompie ander mense wat saam met jou so daaroor voel. Goed, vletjieblaser. Ons hoor jou. Dis 'n goeie morning, good morning. Ons is so bly jy's hier. In any case, listen to this. Dress your team for success with Image Makers, quality corporate clothing and staff uniforms made for all-day comfort and those very important first impressions. Realize your brand's potential through your wardrobe because what you wear and how you feel matters. Locally made and proudly South African Image Makers. En met daardie stukkie nuus, bly ingeskakel. Ons gesels net hierna verder op jou een en enigste. Goeiemôre, good morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark,
of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek na Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Ons het nog gesprekke en geselsies oor alles van rugby en geldsaake tot kuns en lekker musiek wat voorlê. Maar vereers gaan ons voort met 'n bietjie meer van die ernstiger dinge in ons oggendpraatjies. Ja, Pieter, ons fokus nou op onwettige kragverbindings en ek moet vir jou sê, dit is vir my vreemd dat dit nog steeds so 'n groot uitdaging is. Dis asof die ouens weer aan die een kant word daar dissiplinêre stappe geneem en aan die ander kant dan sit. Julle nie hoor nie wat julle hier afsit, ons koppel dit weer aan hierdie kant. Presies. Maar dit is net lyk vir my nee, dit is eintlik 'n toenemende probleem. Mense hoor net meer daarvan. Nou ja, die elektrisiteitsverskaffer City Power het begin met daadwerklike pogings om krag in dele van Johannesburg se middestad waar sogenaamde gekaapte geboue geteiken word te ontkoppel. Die pogings fokus veral op geboue waar daar na bewering onwettige elektrisiteitsverbindings, die omseiling van kragmeters en diefstal van krag plaasvind. Nou volgens City Power het hulle inkomstebeskermingseenheid in verlede week hulle ondersoek na gebiede soos Braamfontein en Berea uitgebrei met spesifieke fokus op woonstelle soos Woodridge en dan ook Eagle White. 'n Verteenwoordiger van die nutsmaatskappy sê die aksie volg op talle klagtes oor onwettige verbindings in sommige geboue. Volgens hulle word die krag afgesny om infrastruktuur te beskerm en die veiligheid van inwoners te verseker. Maar nie almal is gelukkig met die optrede nie. Sommige inwoners sê hulle voel dat hulle onregverdig gestraf word omdat hulle huurders en nie die eienaars van die geboue is nie. 'n Plaaslike inwoner by die Eagle White woonstelle het gesê dat baie mense nie bewys van eienaarskap kan wys nie, juis omrede hulle slegs huurders is wat hulle huur betaal. City Power hou egter vol dat streng optrede nodig is en die woordvoerder Isaac Mangena sê sommige geboue is gekaap en dat baie inwoners nie vir munisipale dienste betaal nie. Hy sê onwettige heraansluitings en elektrisiteitsdiefstal plaas druk op die netwerk en veroorsaak groot finansiële verliese. Die netsmaatskappy sê die probleem raak nie net inkomste nie, maar ook veiligheid. Nou onwettige verbindings kan lei tot oorlading van kabels en selfs brande tot gevolg hê. City Power sê hulle sal hiermee voortgaan in ander dele van die stad met die doel om onwettige verbindings hok te slaan en die kragnetwerk meer stabiel en veilig te maak vir almal. En ek dink dit is presies waar 'n mens eintlik kan begin na aanleiding van reaksie op hierdie storie. Maar die druk wat dit plaas op die kragnetwerk. Definitief, ek kan net dink. Jy weet en ek dink op die einde van die dag 'n plek soos Johannesburg, ek dink daar's baie besighede en so ook in hierdie spesifieke stad.
So dit is net ek kan dink dat dit tot 'n groter probleem kan lei. Definitief. En op die einde van die dag, ek meen soos wat hulle sê, selfs brande tot gevolg hê, jy weet, en ons het nou al gesien dat daar verskeie brande by geboue ook uitgebreek het in die verlede. Maar wys jy ook maar net aan die een kant hoe raad op mense is, Ja. om hulle self onder daardie, nie druk nie, maar om te weet, wat hulle veiligheid aanbetref, maar hulle is gereed om haar kans te vat. Aan die ander kant dink ek ook by myself, okay, hulle sê hulle, dis net die huurders, maar daai huurders het 10-1 vir die eienaars ook gesê, miskien nie om wat julle doen nie, ons gaan nou oorneem, ons gaan hierdie gebou vat, julle kan maar doen wat julle wil, julle mag ons nie uitsit nie. Verstaan jy, dit is vir my so jammer, dat ons as Suid-Afrikaners daai temperament begin kry het van, julle kan maar maak wat julle wil, ons gaan dit net weer aansit. Ja. Jy kan maar sê wat jy wil, ek het 'n saak met jou, Mitchum. Daar's amper 'n gevoel van ontasbaarheid, né? Ja. Onaantastbaarheid, Daar is die mooi woord, daar Maar- kom ons HAT deur op die Dinsdagoggend. So 'n bietjie gesukkel, daar was 'n bietjie van 'n kortsluiting. Ja, want mense dit is daar alles uitgekom. toe die petrol gevat het. Ek sê vir jou, dit is te danke aan die brandstof in my glas. Lekker. Nee, maar ek dink, jy weet, ek dink nie enige iemand sal noodwendig voel, mense wat hierdie storie lees, sal voel dat dit te drasties is nie, jy weet die optrede nie. En ek dink ek dink nie daar is 'n ander manier om so iets doeltreffend hok te slaan nie. So dit sal interessant wees om te sien of hierdie probleem in die toekoms Opgelos minder kan van 'n word. probleem sal wees, maar ek dink net hulle is absoluut raad op na aanleiding van hoe gereeld dit gebeur. En ongelukkig presies soos wat jy sê, want daar is mense wat wetgehoorsaam is en regtig hou, al die jare betaal het, ek doen al my goeie soos wat van my verwag word, Ja. en nou moet ek ook daaronder lê. Die groot ding vir my is net, jy weet, 'n mens kyk na iets soos gekaapte geboue ook, wat natuurlik nou die ander deel van hierdie storie is, of 'n ander invalshoek miskien is, en ek dink, dit is 'n probleem op sy eie, jy weet, wat nou lei tot, wanneer mense nou weer eens na die groter prentjie kyk. So ek dink daar moet miskien ook net, ek weet nie wat is die oplossing in daai verband nie, maar ek dink die regering moet ook daadwerklik daarna kyk, na aanleiding van om daai probleem op te los. Vat die vas wat stout is, maar kyk ook mooi na die wat daarin hou by die boek as het ware en hulle ding doen. Ja, maar wat ek probeer sê is die behuisingskrisis in die land, jy weet, ek dink sommige mense beset hierdie gebou na aanleiding van die plek dat hulle geen inkomste het nie. So ek dink net die regering moet ondersoek instel en probeer kyk hoe om dit op 'n ander manier dan nou op te los. Jy sien, daar was nou 'n interessante storie ook oor hoeveel regeringsgeboue daar is wat nou ook nie gebruik word nie. Ja. En Skokkend. dit het ook nogal vir my ek het reg opgesit toe sê ek kan nie glo wat ek hoor of wat ek sien nie. Maar nee, ja, hier en daar is daar daarom ook veranderende mense wat in die regeringsposisie sit wat stadig maar seker ook so 'n bietjie infiltreer en sê nee wat, let's do it on the right way. Ja. Ja. Nee, en ek dink dit gee vir 'n mens hoop. Jy weet, Joe Definitief. Black is ook nou hier om die hoop weer terug te bring, soos altyd. Met sy openbaring. Maar ek dink dit gee vir 'n mens hoop in hierdie stadium na aanleiding van sommige mense wat regtig sterk voel daaroor dat dinge reg moet gebeur. So, ons hou die situasie dop. Met fyn oë sal ons dit dop hou. Fyn oë. Goed, Pieter, neem maar nog 'n slukkie. Baie daar. dankie, is 'n Dis heerlike baie sappie hierdie hoor. Ek moet Ja, sê, alla krag die ja. appelsap op sy beste. Nou ja, bly net waar jy is, want ons is binnekort weer terug en dan leer ons hierna meer oor hoe jy jou hond beter kan leer wat sy of haar gedrag betref. Ek dink dit is nogal 'n insiggewende gesprek. Jy wil dit nie misloop nie. Jy's by Goeiemôre, Good Morning. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes.
As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. En is my baie lekker om weer vir Mignon de Pre van Dog on the Couch te verwelkom hier by ons in die ateljee. Sy het natuurlik 'n hondegedragskundige en afrigter hier in Pretoria wat hondeeienaars help om hulle honde beter te verstaan en moeilike gedrag op 'n positiewe manier te hanteer. Daar was soveel belangstelling na jou vorige kuier en gesprekke hier by ons en dit is hoekom ons gesê het jy moet asseblief weer by ons kom kuier. Dit is baie lekker om terug te wees. Jy sien, hier's 'n paar sterte wat swaai as het ware as ons nou hondjies hier so rondgaan. Hulle is almal baie opgewonde gewees. Ja. Sê net gou vir my Mignon, as 'n ou nou jou hond wil gaan oplei, wat is van die eerste goedjies wat 'n ouma net tog maar in gedagte moet hou wanneer dit kom by die opleiding van jou honde? Jong, dit hang af. Dis eintlik 'n geweldige komplekse vraag, want daar's sekere tye van 'n hond se ouderdom wat hulle beter leer. En dis wanneer hulle jonk is, soos in hulle eerste 4-5 maande. Regtig. Daarna gaan hulle hier van 7-8 maande na hulle rebelse tienerstadium in en dis gewoonlik wanneer mense wil sê nou moet die hond geleer word, nou moet die hond geleer word. Maar dan moet jy kyk na hoekom doen die hond wat hy doen, want mense moet vasstel wat is die oorsaak van die gedrag. So opleiding, mense dink altyd dit is die antwoord vir alles, maar dit is nie. Maar as jy opleiding doen, dit is goed om enige hond te leer om die basiese goeders te leer, soos 'n sit en 'n lê en 'n bly en 'n kom. En natuurlik gaan jy positiewe versterking gebruik, so jy gaan belonings gebruik om die hond aan te moedig om die gedrag te herhaal. Straf en skreeu gaan nie help nie, want dan maak jy jou hond bang en dan gaan jou hond se brein half shut down en ja, hy's daar's vir 'n beeld, maar daar's nie klankie. Daar's nie klank nie meer. Ek voel nie baie veilig hier nie, laat ek liewer daai kant toe gaan. Dis maar amper soos ek meen om kinders groot te maak, nee, dit kom op jouself neer. Gil en skree gaan nie noodwendig help nie, maar as jy dit op die regte manier. So wat is die klein dingetjies wat 'n ou kan begin doen by die huis? Jy het nou vir jou 'n mooi puppy gekry of so en wat is die klein gewoontes wat jy kan begin om hulle aan te leer om hulle half so in die vibe te kry van ons gaan nou ernstig jou opleiding begin aanvat binne die volgende 3 of 4 maande? Eintlik moet die opleiding al begin die oomblik as die kleintjie by jou aankom. En dis nie 'n kwessie van nou gaan jy een kant toe en jy sê vir die hondjie sit nie. Al wat jy doen is jy begin op 'n nice manier vir die hondjie wys, ek hou hiervan, ek hou nie hiervan nie. En natuurlik is al belonings inkom, pappies leer verskriklik vinnig. So ek sou sê 'n goeie plek om te begin is dat die hondjie maar jy weet leer van sit, wag vir jou kos en so aan. Maar eintlik op daai ouderdom is sosialisering bitter belangrik en dit is waar meeste mense 'n bietjie opslip, want blootstelling aan die wêreld daar buite, laat die hondjie kan leer van ander honde, ander mense en die groot woord hier is onbekende. So hoe meer die hondjie blootstelling kry aan onbekende goed, hoe beter is die hondjie toegerus om as 'n volwasse hond meer sosiaal aanvaarbaar op te tree. Ou wil hulle ook mos maar net vashou en karrel die hele tyd hier so onder 'n wakende oog jou. Ja. En interessant genoeg soos jy sê, nee, hulle moet explore. Hulle moet explore. Ja, ek het al kliënte gehad met die wonderlikste wat ons noem skoothondjies, soos Yorkshire Terriers, en as die eienaar net die hondjie los om 'n hond te wees, want dis die belangrike ding hier, jy bring 'n hond in jou wêreld in, nie 'n ander mens nie, en nou moet jy dink soos 'n hond, want 'n hond sien die wêreld anders, hulle doen goed anders, 'n pappie kom in jou huis in, waar die pappie vandaan gekom het hulle gepie net waar hulle wil, nou moet hulle leer om dit op 'n ander plek te doen,
Maar al wat jy doen is laat daai hond net toe om 'n hond te wees van kleins af groot te word soos 'n hond. Moenie die hond oppiep nie, want dan sit jy met probleme. So dit kom vir my by die volgende een wat in Engels so lekker uitgedruk word. Jy weet, mental stimulation. So dit klink vir my broodnodig. Ja, baie. Vir die opleiding van honde. En wat se klein dingetjies kan ek ook doen by die huis om juist daai mental stimulation vir die hond te kan gee? Ek sou sê die belangrikste ding is gee vir hulle iets om aan te kou en gee vir hulle iets soos wat ons noem 'n food puzzle in Engels, want ek weet nie wat noem jy dit in Afrikaans, 'n koslegkaart, nee, dit gaan nie werk. Klink net nie so lekker nie. Food puzzle klink meer. Ja, food puzzle klink lekker. So enigiets wat jy jou hond se kos kan insit sodat hy moet speel met daai ding of moet probeer uitwerk hoe gaan ek daai kos uitkry. So hy moet 'n probleem oplos om die kos te kry. So dit is belonend, dit is stimulerend want hy gebruik sy brein en dit bou ook selfvertroue op. Hoorie, en wat is jou goue reël wanneer dit nou kom by gebalanseerde of beloning gebaseerde opleiding? Jy het nou gepraat van die beloning. Ek het al baie keer gesien julle het sulke sakkies met dis maar hondepilletjies of so wat jy hier in het. En elke keer is iets gedoen en dan gee jy vir hom ietsie. Baie mense het 'n klikker wat elke keer as hy ietsie doen. Wat sou jy sê is jou goue reël wanneer dit nou kom by daai? Nou moet ons vir Boeta of vir Sissa mooi leer. Honde Boeta of Sissa. OK. So die klikker is wat ons noem 'n merker. En die merker sê vir jou hond, jy het net gedoen waarvan ek hou. En dan volg ons dit met 'n beloning. So die klikker is so wanneer jy 'n foto neem en jy kry jou kamera lekker reg en klik, dit is basies wat jy doen met die hondjie. Jy sê vir hom, ek hou van wat jy gedoen het. Dis vir jou baie lekker. So nie die klik hoor nou moet hy weet. Ja, as jy nie die klik hoor nie, wel die klik is nie so, daar's baie mense wat net met klikker werk. Ek werk ook met klikker, maar ek werk met my stem. Ek hou daarvan om vir die hond te sê dit is mooi of daar's hy of good boy, good girl. En dan volg jy dit met 'n treat. En dan asseblief, jy het nou gesê hondepille. Nee, nie hondepille nie. Iets van hoë waarde, iets wat vir daai hondjie so lekker is dat hy net so leer. So as jy iets gebruik wat nie so lekker is nie, dan gaan hy nie so gemotiveerd wees om te doen wat jy vra nie. Right, daar leer ek ook nou vandag iets van 'n lekker iets. Maar dit maak dit maar net van toepassing op myself. As ek dit nie lekker kry, dan voel ek ook maar net meer betrokke. Dis maar soos mense, ek meen jy gaan nou nie die hele liewe tyd droë toast eet nie. En ek het Saterdag toevallig by my papie klas 'n vrou gehad wat haar hond se pellets klas toe gebring het. Ek voel, waar kom jy vandaan? Die hond is nie gemotiveerd om dit wat hy elke liewe dag te eet, te kry as 'n beloning. Die mens moet, ek het dit nou baie mooier voorgestel. Maar dit moet iets baie lekker wees. So ek gebruik in die algemeen wat ons noem lewerbrood. Dis wat ons noem 'n hoë waarde treat, want daar's 'n groot vleisinhoud in. En die honde leer, en is sag, so die honde leer, jy kan baie vinnig die hond leer. Nou luister, ons het regtig ons tyd het weer uitgehard, maar jy daar so baie. Jy sien, dis hoekom ek dink ons gaan hierdie nou maar 'n vaste afspraak moet maak. Een keer 'n maand moet jy kom kuier, want ek wil nog by jou hoor van die mispersepsies wat mense het wanneer dit op onderopleiding kom en ek weet jy kan baie daaroor sê. Net vinnig, as mense bietjie in kontak met jou wil kom, waar kan hulle jou in die hande kry? Hulle kan gaan op die internet www.dogonthecouch.co.za en dan daar sal hulle alles kry. Ek is ook op Facebook, maar gaan website toe, Dog on the Couch, dit is nie 'n naam wat jy soms al vergeet nie. So. Glad nie. Jy kan so intoe gaan. Well, we'll have this lovely lady on the couch again hier by ons. Dan kan ons gaan kyk wat kan die hondjies doen. Nou ja, baie dankie Mignon, en as jy jou brakke by die huis meer toertjies wil leer, maak gerus 'n draai by Dog on the Couch om meer van hulle en by hulle uit te vind. Net hierna gesels ons verder, moenie weggaan nie, daar's nog finansies, musiek en sport. Lekker propvol oggend by Goeiemôre, good morning. Hallo daar. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time.
At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Those who know use Inco when it's time to work, when it's time to build, when it's time to get the job done. Inco offers the widest range of professional, quality tools at affordable prices. So whether you're a contractor or simply doing it yourself, visit your nearest stockist today and ask for Inco. Inco, professional tools made affordable. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. Sporttyd hier op Goeiemôre, Good Morning en vandag kuier twee van Tuks rugby se manne by ons in die ateljee, die kaptein en die onderkaptein wat die Waasde die beker span lei en altyd reg is vir aksie. Baie welkom aan Dylan Smith en Chadley Valentine. Welkom manne, lekker om julle saam met ons te hê. Dankie dat julle so vroeg opgestaan het. Die seisoen tot dusver was wonderlik. Waaraan skryf julle dit toe? Ek dink ons het baie hard gewerk in die voorseisoen. Ons het baie werk ingesit. En ons groot ding is ons wil maar net weer 'n bietjie die trots in daai tikkie try terugsit. Tuks was 'n bietjie deur 'n moeilike tyd gewees in die vorige paar jare, so ek dink op die huidige stadium is dit ons grootste motivering op die oomblik. En vir jou, Chadley? Soos Dylan sê, ons het baie hard gewerk in die afseisoen van verlede jaar af. En ons het ons span gebou of ons squad gebou op familie. Dis ons tema vir die jaar. En ja, soos Dylan ook sê, ons moet sukses behaal hierdie jaar. Jy praat van moeilike tye. Hoe draai mens so 'n skip om? Want julle was deur 2 of 3 seisoene waar dit nie goed gegaan het nie. Maar dis natuurlik ook deel van die proses, nie waar nie? Ja, mens moet ek dink ek is iemand wat baie glo daaraan dat dis die moeilike tye wat mens laat groei op die ou end van die dag. So ek dink dit was vir ons eintlik goed om deur dit te gaan. Net om weer te besef dat dit 'n voorreg is om in daai try te speel en dat dit 'n voorreg is om die universiteit te verteenwoordig. Hoe voel jy oor so 'n ding omdraai? Ek dink baie van die ouens wat deur die moeilike tyd was, is nog steeds saam met ons vandag. So ek dink dis baie motivering. Ons het saam gebly deur die moeilike tyd en ons het ook goeie tye gehad saam. So ek dink dis baie motiverend. Jy praat van julle het hard gewerk aan die afseisoen. Wat gee ons so 'n klein blikkie in wat julle aan gewerk het asseblief? Nee, so daar by Tuks die voorseisoen is nogal 'n rowwe ding om deur te gaan. Ja, dis nie maklik nie. Is maar jy druk jouself regtig tot in die rooi. Ons praat eintlik altyd van jy gaan na 'n donker plek toe. Ja. Want dis nou maar waar jy jouself in moet bevind wanneer dit moeilik gaan in 'n wedstryd ook. So as jy nie jouself in daai donker plek kry in 'n oefen situasie nie, dan gaan jy nou nie voorbereid wees wanneer jy dit wel kry in 'n wedstryd situasie nie. En as ons praat van donker plek, waar is jou donker plek, Charlie? Dis ook voor seisoen oefening. Ek dink ons oefeninge is soms bietjie moeiliker as die games. En ek glo was die cup of enige beker word gewen in die voorseisoen. Jy moet hom net gaan haal in die finaal. So met ander woorde, mens maak jouself gewoond aan die situasie wat jy op die veld gaan hê en erger. Yes, 100%. Dis waarop dit neerkom. 100%. Tot dusver die standaard vir my van die jaar in 2026 het werklik hoog gelyk. Ondervind julle dit as spelers so? Ja, definitief. Ons het eintlik hierdie jaar bo verwagting gedoen. Mens stel altyd vir jou soos die Engelse woord sê goals of doelwitte. En ons is eintlik op die stadium baie geseënd om bo verwagting te wees op die huidige stadium. As 'n man wat daar agter die oond speel, hoe voel jy oor die standaard wat julle tot dusver gehad het? Ons het 'n sê ding wat sê raise your standards week na week, so ek dink ons streef na dit beter te word na elke game en dan ook die volgende game aan te pak met beter standards, ja. Jy praat van doel, kan jy ons die kykie gee na wat die doel is vir vanjaar vir Tuks? Ja, kyk, ons het op ons kamp het ons nou 'n paar doelwitte van
tot in wedstryde situasies en dan nou oor die algemeen. Soos ek sê, so ons wil regtig hard werk om weer net die trots terug te bring na daai tikkie try toe. Ek meen dit is 'n universiteit en 'n try wat baie geskiedenis het en 'n ryke tradisie universiteit is. So ja, om deur daai moeilike tyd te gegaan het was moeilik en dit voel half of jy die universiteit se naam deur die modder sleep. So dit is 'n groot motivering en 'n groot doelwit vir ons om net dit weer reg te kry, dat daar weer respek is vir daai wit trui. Het jy albei heel duidelik van julle moet ook natuurlik persoonlike doelwitte hê. Wat is jou persoonlike doelwit vir die seisoen? My persoonlike doelwitte vir die seisoen is eerstens ek sit altyd die span eerste, so obviously ons almal wil Varsity Cup wen. Dis my doelwit nommer 1 en dan ook om 'n kontrak te kry by 'n professionele unie. Nou goed, wat swat julle twee? Wat swat jy, Jackie? Onderwys. En jy? Ek het nou klaar gemaak met BCom ondernemingsbestuur. O, goed, so is daar nog ietsie wat kom? So nou doen ek 'n nagraadse ding in entrepreneurskap, ja. So dis een van die groot goed wat natuurlik nie mag agterbly nie. Dis belangrik om goed te doen op die sportveld in die universiteit, goed te verteenwoordig, maar daar's nog steeds die boeke, nie waar nie? Nee, definitief. Ons het altyd ons hoofcoach het eintlik coach Dewey het altyd 'n sê ding of 'n gesegde wat hy sê jy moet jou kaartjie vir jou boek, want as jy nie jou krediete kry nie, kan jy ongelukkig nie deelneem aan die Varsity Cup nie. So hy praat altyd van jy moet jou kaartjie vir jou boek anders sit jy langs die kant. Dis baie mooi. Hoeveel druk is daar om dit alles goed te doen? Nee, ek sou sê dit is 'n hoë druk omgewing. Veral om dit alles te kan balanseer, want ek meen die rugby vat regtig baie tyd van 'n mens. So jy moet regtig goed wees in jou beplanning en jy moet regtig tyd maak vir jou akademiese dinge ook, want die rugby vat baie tyd en natuurlik is dit vir ons almal 'n groot ding. Dis in ons are, dis deel van ons bloed. So die rugby is maar jou hooffokus meeste van die tyd. Ek moet dit eintlik so hard sê, jy moenie met jou ouers hier na kyk nie asseblief. Ja, 100%. Maar ja, om goed te beplan en tyd te maak vir akademie is net so belangrik. Jy het gepraat van goed genoeg speel om aandag te trek om 'n kontrak te kry. Met wie sou jy graag een wou hê as jy sou kon kies, Charlie? Ek is 'n stommer ondersteuner. Ek kan dit hoor aan jou ek sê. Ja, ek kom al die pad van die Kaap af, so ja, dit sal my doelwit wees. In tweede plek? Saks, bulle. Well, okay, dis nie sleg nie. Wat van jou? Ek is op die stadium van die geveg enige geleentheid wat ek kry gaan ek aangryp met al twee hande. Ek meen dit is maar daar is ideale wat jy vir jouself skep. Ja. Maar as Varsity Cup rugby spelers dink ek jy wil net 'n geleentheid hê enige plek, maak nie saak nie, as jy die geleentheid kry gaan jy dit vat met al twee hande. En wat 'n wonderlike platform om jou talente uit te stal, nie waar nie, want dis waaroor dit regtig gaan. Ja, definitief. Ek dink Varsity Cup is regtig 'n goeie platform vir jong oupies om hulle talente uit te stal. Ja, en die ding is dit is so 'n goeie platform vir blootstelling. Ja. Hulle maak dit regtig groot. Ek meen jy die geleentheid om op TV te speel en die ondersteuningsstruktuur van die Varsity Cup raak al hoe meer elke jaar. En vir jou? Varsity Cup is amazing. As ek vir ewig in my lewe kon Varsity Cup speel, dan sou ek. Nee, dis amazing om Varsity Cup te kan speel met al die supporters en professionaliteit van Varsity Cup en as jy vlieg en al dit, so dit is amazing. Dis wonderlik. Ja. Manne, baie lekker om julle hier te gehad het. Sterkte vir die res van die seisoen. Ek weet julle maak Pretoria baie trots. Wel gedaan. Dis dan Dylan Smith van Chadley Valentine. Dis ongelukkig al wat ons tyd het vir sport, maar bly ingeskakel hier op Goeiemôre Good Morning, want ons het nog baie meer net hierna. Jy wil dit beslis nie mis nie as jy nou net aangesit het. Goeiemôre. Good morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete.
Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek na Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Welkom terug. Dr. Hardy de Beer, 'n bekende dermatoloog van Pretoria, het in die 90's besef daar is 'n groot behoefte aan doeltreffende, gevorderde, maar bekostigbare velsorg. So is Crème Classique gebore. Vandag gesels ons meer daaroor met die produkspesialis van Crème Classique, Michelle Lou. Michelle, baie welkom hier by ons. Goeiemôre, dis lekker om hier te wees. Goed, nou wat sê jy is die storie agter Crème Classique? Sou 'n mens dit miskien gaan Google? Jy gaan eers sien dat dit 'n Suid-Afrikaanse velsorgreeks is. So dit word hier gemaak en dit is spesiaal geformuleer vir ons klimaatstoestande. Soos jy gesê, dit is deur Dr. Hardy de Beer, 'n voormalige dermatoloog, ontwikkel en dit is vir alle pasiënte, of jy nou jonk of oud is. Die hele reeks is beskikbaar daar en soos ek dit word hier gemaak vir ons velle. En sê vir my, watter veltoestande word deur Crème Classique behandel? Daar's 'n verskeidenheid, maar ons begin eers by die droë vel, ekseem en psoriase. Dan is daar ook 'n reeks vir akne, vir daai lastige pysies vir die tieners. Dit is nogal 'n nare ding om te oorkom. Dan vir ons jonger of die ouer dames, die teenveroudering of die anti-aging en rejuvenation, soos ons maar sê. En sonskerm. Sonskerm is onderhandelbaar. Ons moet 'n sonskerm dra. So ja, dis eintlik 4 divisies in die hele reeks wat ons dan die mense mee behandel. En ek dink dit sluit nogal aan by 'n vorige antwoord, want nou kan 'n mens agterkom dat jy werklik enige iemand kan hierdie almal in die gesin op enige ouderdom, ja. Goed, nou wie kan Crème Classique gebruik? Weereens, kom ons beklemtoon net, jy het verwys verskillende ouderdomme, maar is daar iets wat jy wil spesifiseer? Yes, enige veltipes, so of dit nou droë vel of olierige vel is of bietjie meer verouderde vel. Almal in die gesin kan hom gebruik, of nou mans of vrouens of kinders is, kan dit gebruik. En jou volgende vraag was dit bekostigbaar? Het ek nou vergeet wat jy gesê? Nee, ja, die volgende vraag is hoe bekostigbaar is hierdie reeks? Ek wil dit juist daarin sit by die familie, want as die hele familie velsorg moet gebruik, moet dit daarin bekostigbaar wees. En die wonderlike ding daarvan is dat jy hoef nie 'n dokter se voorskrif te kry voor jy begin met hierdie reeks nie. Jy kan direk dit aankoop op jou eie. Waar kan 'n mens Crème Classique aankoop en het julle miskien op die oomblik enige promosies waarvan jy ons kan vertel? So op die oomblik is dit by Dis-Chem winkels en dan ook uitgesoekte onafhanklike apteke. En ja, daar's inderdaad 'n promosie, dis 'n 20% afslag wat op hierdie stadium by die Dis-Chems hardloop, of jy kan dit aanlyn by ons ook koop.
Sê gou vir my, kan 'n mens na julle toe kom, jy weet, en net vir 'n behoorlike analise miskien. Ek wil net jy moet vir ons miskien verduidelik na ander van hoe julle dan miskien sommige van hierdie produkte dan sal aanbeveel. Ja, en ek dink dit kom terug na wat is die behoefte van die pasiënt ook, want baie keer dink jy dit is een probleem, maar ons sien dalk ietsie anders. So ons kan 'n volledige velanalise doen. Hulle is welkom om na ons kantore toe te kom in die Wilgers. En dan kan ons 'n volledige velanalise vir hulle doen en dan 'n voorstel maak van hulle vir hulle velsorg loopbaan of journey. Kom ons sê skincare journey is makliker om so te sê. Die skincare journey wat ons dan vir hulle kan beplan hoe om dan vooruit te gaan met hulle produkte. Verander dit wat julle gewoonlik voorstel van seisoen tot seisoen miskien. Jy weet, want dit wil hoor 'n mens, jy weet dit maar dat velsorgreeks of iets soos 'n velsorgreeks dit net met die verskillende seisoene deur die jaar. Nie soveel die verskillende seisoene nie, maar as jy bietjie ouer word, ja, maar die seisoene, die winter is gewoonlik 'n bietjie 'n droër seisoen en dan het ons ekstra bevochtiging nodig. Sonskerm deurlopend of dan as jy 'n siekte toestand het wat opflikker in sekere seisoene van die jaar, dan word dit ook volgens daai siekte toestand behandel. Net vinnig, hier's nou 'n paar produkte op die tafel. Ons het 'n paar sekondes oor, maar wil jy dalk gou iets sê oor so een of twee van die produkte? Hier is ons anti-aging serum. So dit is die enigste produk wat vir jou amper 70% verbetering na 60 dae gaan gee. So binne 2 maande gaan jy amper 100% beter lyk. So dis spesifiek vir die vrouens wat na 'n troue toe moet gaan of wat miskien 'n funksie het en hulle wil jonger en mooier lyk vir gouer. En almal wil, nê? Ek bedoel, ons kan nou maar eerlik wees, ons almal wil jonger lyk. Dit is so, ja. Net weer eens dalk net vinnig, waar kan ons meer inligting in die hande kry? www.cremklassiek.co.za of hulle kan ons ook bel. Die telefoonnommer sal hier onderwys. En andersins kan hulle of by Dis-Chem of by die onafhanklike apteke. Michelle, ek sê vir jou baie dankie. Ons gaan definitief weer in die toekoms gesels. Ons sien reeds uit. Baie dankie. Jy kan ingeskakel bly. Ons loer net hierna in by die Santam Bootcamp. Ja, kyk, lyk vir my ek het ook van daardie roompies nodig. Side hustles are no longer just a nice extra. For many South Africans, they're becoming essential. In this episode of Santam Money Bootcamp series, we explore how a smart side hustle can boost your income, build skills, and create real financial breathing room. We'll also look at how to set boundaries with friends and family who constantly borrows money and find out how budgeting can help boost your investment portfolio. We've spoken about this before where, you know, people have side hustles, but then it just becomes part of lifestyle. And they're not really benefiting from that additional income that's coming from that side hustle. And I think it's so fantastic that you use that. It's almost got a purpose. So that side hustle can either be, for some people, it's paying off debt, and that's what they're going to do. They're going to accelerate their debt repayments. For other people, it could be building an emergency fund. For others, it could be investing towards the future for their retirement. And I mean, I think that is, for me, a really powerful way to use your 100%. And to your point, Maya, a lot of the times it just becomes part of your lifestyle. Now you're eating out more. Now you're going out more. And we had another mentee, a guy from last year, and he did exactly that. He had an Uber, he had a Bolt, and he would do these trips over the weekend, and he never knew where the money went. I said, let's start accounting for it. And he was able to pay one of his debts within 3 months. 3 months when he realized that actually I do not know what I've been doing with this fund. So very, very good point. And I also want to, whilst because we're talking about allocating money towards emergency fund, towards investments, I think another really important part of budgeting, you know, we're talking about spending here, but it's also investing. And that has to be part of your budget. And I'm thinking about Barant, who's one of my mentees last year. And we created such a wonderful strategy for him because he was actually living within his means, but what he needed to do was build his investments. We came up with a diversified investment plan. So he immediately put money into his emergency fund. He put some extra money into his mortgage. He put some money into his tax-free savings account, and then he topped up his retirement fund. So he had a goal. So unlike, you know how you categorize your spending, I'm going to have groceries, electricity, water. He actually had that for his investments. It was X amount into emergency, X amount into bond, X amount into retirement, tax-free savings account. And I think also we forget sometimes that that's also part of
the budgeting process. Yeah, and that's why we do what we do, right? You want to pay off the debt so that you can start investing and building your wealth. Don't you feel some pressure from family, call it black tax, or family who come to you and say, hey, this is what's happening, can you lend me some money? Or even just friends. How do you deal with pressure? Because it does impact your finances as well. Yes, the pressure is there, no doubt about it. And I remember when I first started working, my sister was the one who was always coming to me and asking for, can I borrow this, can I borrow that, while she was still working. And to her, she said, you look like you've got all your money problems sorted out. You don't have any issues. And I'm like, no, I do. But I just know how to tackle the monies. And with friends, yes, I'd be honest with you, I do have friends that come up and say, I'm short with this and this and that. I do sometimes give in to the pressure. But later on, when they bring back the money, then it is, at least I have helped somebody. I must say I had an incident recently where somebody also was telling me she was about her hair and she was having her hair done and all this stuff and everything, and then came the next week and said, I'm short on groceries. And I'm like, where does the planning come in? Yes. So how do we don't want to be judgmental, but at the same time, you're doing the hard work, right? You're budgeting, you're making sure you know where your money's going. And if somebody else doesn't want to have that discipline and then comes to you for money, there is a tension for me. There definitely is. There is. And at times there is where I say no, especially when I know of a friend who has this luxury items that she likes. Starts with that first before she does the necessities, then it would be a no area. I think it's about having boundaries also, being able to view, like you're saying, okay, is it a need or is it a luxury? What about your planning? And is it a constant behavior that I'm getting from you? Yeah. Then being able to say, you know what, from now on, I'll not be able to help with this. You also have 2 children, and this is also part of, it's one thing to say no to your family, very hard. And I know I have 2 sons to say no to your children. Do you have a fun fund? Do you have a way of enjoying your time with your children? Definitely I do. So previously, every time they had said, like I said in the beginning, I was known as Thokozani doesn't have money. So they'd ask for something. Can we go out during the holidays with this? And then I don't have money. But now it has become so easy since I've been doing the budgeting that, I'm flowing with them, but they know that we've got a plan. Now that you've mentioned my kids, the other day she asked me, Thokozani, do we have a trust fund? She the one, of course, you remember. Napolo told me the story. Isn't it wonderful that she's thinking, do we have a trust fund? She must feel like she's obviously really connecting and listening and thinking about money. But we are seeing this with the younger generation. Definitely. We're seeing such a shift. And I think it is because the level of financial education has just increased so much and they're seeing their parents obviously trying to figure this stuff out. But what a wonderful conversation. Yeah. Thank you. Thank you. For more information and full episodes of this series, you can go to the website on the screen. It is informative and who knows, you might learn a thing or two about how to manage your money smarter. En ek weet sommer hier is nog baie waarna jy voor kan uitsien. Op 'n goeiemôre, good morning. Tuis gaan 'n bietjie gesels oor die invloed van die FSA onder andere. Ek dink dit is nogal deesdae op almal se lippe en hoe dit ons ekonomie plaaslik ook gaan bietjie beïnvloed. Wêreldwys natuurlik 'n groot impak en ek dink 'n ou moet 'n bietjie nogal jou ore gespits hou vir hierdie gesprek saam met Tuis. Hy is al vroegoggend hier om seker te maak hy deel al die regte en die lekker nuus ook. En dan moenie weggaan nie want ons het lekker musiek. Joe Black is ook al van vroeg af hier en daai gitaarsnare van hom is nou al reg en hy kan nie wag om 'n bietjie later ook sy nuwe liedjie Die Openbaring met ons te deel nie. Dit alles en nog 'n paar verrassings net hier by Goeiemôre, Good Morning. Jou een en enigste vir elke oggend. Hallo daar. Goeiemôre. Good morning. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag.
comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Met meer as 100 takke landwyd bied PNA alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. PNA kleur jou wêreld. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Dit is nou weer tyd om oor geldsaake te gesels en gelukkig hoef ons dit nie alleen te doen nie. Thys van Sail is hier om die wêreld van finansies vir ons 'n bietjie meer verstaanbaar te maak. So Thys, welkom terug. Lekker met die wees, Elsa. Goed, ons begin met die situasie rakende Iran, Israel en die Verenigde State van Amerika. Wat presies het gebeur en waarom het die wêreldmarkte so sterk gereageer? Ek dink Elsa net weer eens, as 'n mens byvoorbeeld net gaan terugkyk net oor die laaste week se gebeure, was daar baie strategiese tipe van aanslag gewees op sekere van amper half dit sê bates, want dis eintlik wat dit is. Jy weet, van die olie word gesien as 'n bate. So daar's baie infrastruktuur teikens wat gebom was, as ou die regte woord ook daarvoor wil gebruik. Maar natuurlik, jy weet, die grootste skok was gewees dat Iran byvoorbeeld die ander golfstate aangeval het. Wat Donald Trump selfs verbaas was oor, jy weet, in sy toespraak maandag aand gewees. So die grootste ding is wat nou maar basies weet hier gebeur is 'n aanslag tot basies jy weet politieke redes tussen lande met mekaar, maar die invloed daarop is meer finansiëel gekoppel, jy weet, aan die wêreld, aan my en jou byvoorbeeld, die oorwas daarvan. So en dit is eintlik nogal 'n bietjie sleg en ironies om te dink ja dat byvoorbeeld sulke state vir 'n sekere aspek, jy weet, 'n aanslag maak op 'n land, maar dat die impak oorspoelend wêreldwyd is. En dit kan 'n baie groot wat saam impak hê op wêreldekonomie. Goed, die straat van Hormuz, waarom is dit so belangrik vir die wêreldekonomie? Voordat ons daaroor praat, jy hoor my... Ek het gehoor wat ek was nie seker wat... Okay. Nee, ek speel sommer. Ja, die straat van Hormuz is eintlik so belangrik want 20% van die wêreld se produksie gaan daardeur. So as 'n ou byvoorbeeld sien as daar enigstens 'n probleem is wat daar gebeur, dan is daar amper daadwerklik onmiddellike tekort aan olie, wat dan onmiddellike impak het, jy weet, op wêreldekonomie en onmiddellike impak het op inflasie en natuurlik prys. En ons het dit weer eens gesien die laaste week op Suid-Afrikaanse markte en ons het dit ook gesien toe wat son teenoor die dollar en die rand se wisselkoers se verskil ook. En natuurlik groot aandelewisseling byvoorbeeld soos op Tugela Resources in Sasol. Maar boonbehalwe dit is die langdrewende tipe van impak wat dit mag hê. Ja. Goed, Thys, die prys van olie, jy het nou net daarna verwys en mense het gesien dat dit hierdie afgelope week baie skerp gestyg het. Hoe ernstig is hierdie beweging as 'n mens so daarna kan verwys?
Kyk, as ons nou weer eens gaan kyk, net in die laaste week was daar klaar 'n groot skuif gewees, jy weet, op die olieprys, maar die grootste probleem is wat ons het vir elke $10 wat die olieprys basies weet stelselmatig styg, dan is daar inflasieverhoging wêreldwyd, dit hang nou maar af of jy in die eerste wêreldland is en of jy in 'n tipe van 'n derde wêreldland is, dan gaan hy op met tussen 0.3 tot 0.5%, en dit is nogal skokkend, né? So dan word vir elke liewe keer as hy $10 opgaan, dan het 'n ou daai wat soms verskil, maar die grootste probleem kom jy in hierso van so $95 tot $110, want Suid-Afrika basies weet is baie afhanklik om al sy olie in te voer, en as ons 'n verswakte rand het, teen 'n olieprys wat basies weet so aggressief basies weet hand uitdruk, dan sit jy met 'n scenario waar Suid-Afrika byvoorbeeld daai inflasie teiken het van 3 tot 4%, waar jy skielik weer 5 tot 7 kan word, en waar jy byvoorbeeld verwag vir rentekoersverlagings, kan jy weer eens sien rentekoersverhogings in 'n resessie wat kan volg. Ja, ek dink daar sommige mense wat voel, jy weet, dat ek dink mense kyk vanuit verskillende perspektiewe na hierdie situasie, maar ek bedoel iets wat my nogal bekommerd maak, is die 5 olieaanlegte wat Saterdag aand getref is. En ek dink dit sluit aan by hierdie olieprys en wat 'n mens moontlik in die toekoms kan verwag. So dink jy ons het rede om ernstig bekommerd te wees? Ja, ek dink dit brandstofprys. Ja, presies dit, want ek bedoel brandstofprysverhogings het 'n direkte impak op my en jou sak. So met ander woorde net jy weet om ons karre vol te maak, maar op produksie en vervoer, algemene lug en wat saam seevaart, en natuurlik as jy kyk normale groot wat saam produsente wat hulle vragmotors gebruik om voorraad aan te ry. So daar's 'n direkte impak dan ook op kosprys, en dit het weer 'n impak, jy weet, op die algemene bruto binnelandse produk. So daar's 'n klomp elemente wat 'n rol speel wat hierdie ding kan verkeerd laat loop, maar weer eens as mense gaan kyk na OPEC, wat klaar basies weet in OPEC Plus, wat klaar basies weet kom ons sê net maar stappe geneem het om baie olieproduksie op te tel en basies weet reserves te kan bou, maar hulle het nog steeds nie genoegsame olie wat hulle byvoorbeeld kan bymekaar maak nie, want hulle maak ongeveer so 40% van wêreldwye produksie bymekaar, waarvan hulle omtrent 70% van die reserves basies weet beheer, maar om nog steeds 20% se produksie te gaan opmaak teenoor 'n 40% wat hulle oor beheer het, is amper onmoontlik. So met ander woorde kan hulle 'n verligting maak definitief, maar die prys basies te kan beheer om 'n faktor in te prys van $100 plus, ek dink dit is moontlik nie. Goed, is daar enigiets anders rakende wêreldmarkte en die reaksie van wêreldmarkte oor die algemeen wat jy sal wil uitsonder? Ek dink as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk, die een ding wat uitgewys het is die goudprys het selfs verswak. Waar mense baie kere gedink het, baie mense hardloop weer terug na goud, soos wat ons in die laaste wat so amper paar jaar kan ek nou maar sê, die laaste 2 jaar al gesien het hy eintlik verswak. So ek dink ja, mense begin nou amper sê ek maar kan myself ook nie oordiversifiseer byvoorbeeld in goud met hierdie tipe van tye nie. Ek moet na 'n ander plek toe gaan, en baie kere waartoe hulle dan gaan is byvoorbeeld soos government bonds en bonds wat in dollar geprys is byvoorbeeld in die Amerikaanse state. So met ander woorde, dis hoekom ons ook weer sien die dollar wat weer versterk teen al die vernaamste wisselkoerse. So dan gaan hulle weer terug na daai tipe van elemente toe, van rentedraende tipe van element. So maar die algemeen, jy weet die JSE het nog gevat van ongeveer so tussen 7 en 8%, waar die S&P 500 byvoorbeeld uitsonder van so 3,5%. So wêreldwyd is maar tog 'n impak. Goed, Thys, wat anders beteken hierdie vir Suid-Afrika, want ek meen ons het ook nou die afgelope naweek gesien dat daar berig word oor die feit dat Amerika en Israel nogal vies is vir Suid-Afrika se reaksie, en ook sê enige vriend van die Ayatollah is nie 'n vriend van ons nie. Ja, ek dink nogal, jy weet, veral om net vir die kyker ook uit te wys. Ek dink ja, in tye soos hierdie moet ou nie byvoorbeeld nou gaan, jy sê dat daai panic selling gaan realiseer nie, want 'n verlies op papier is basies, jy weet, 'n verlies tot jy dit realiseer, tot jy fisies die aandeel verkoop. Maar weer eens, het ons al 'n paar maande terug al gesê, byvoorbeeld, as hy gaan kyk, JSE, hoe hy hoog basis, jy weet, presteer het oor die laaste 12 maande, een of ander gegeewe tyd, ja, aandele is 'n langtermynvisie wat 'n ou byvoorbeeld uitoefen, jy weet, in jou portefeulje, maar daar is wel 'n termyn, 'n langtermyn tipe van visie. So met ander woorde, as jy byvoorbeeld tot 'n sekere punt kom, dan is dit daai tyd om te sê, okay, maar ek het goeie geld op die aandelebeurs gemaak, ek moet dalk 'n bietjie herdiversifiseer, of van daai tipe van hoë aandele sal ek moet afval, jy weet, uit my portefeulje uit, en kyk ja wat gebeur. So wat 'n feit is, wat nou byvoorbeeld sien om by jou vraag uit te kom, is dat alles is deesdae sosiale media. Ek bedoel, so jy kan basies, jy weet, nie soos in die 80s, jy weet, teenoor vandag, jy sien 'n ding kom.
Ja. So dit is nie meer 'n ding wat 'n skok is nie. So dit is nie 'n ding wat nou, boom, hier's dit nou en ek moet basies weer die verby die lampaal ry wat in die destyds op die beeld was om te sê ja, maar hier is my nuusberigte, jy weet, vir die dag nie. Wat eintlik interessant was, ek mis dit baie kere, maar nog steeds. Vandag is alles so you must see it coming. So as dit jou tref en jy het nie daarvoor voorberei nie, dan is jy ook tot 'n groot mate by die verkeerde wat so 'n beleggingshuis, sal ek sê, nommer 1. En nommer 2, as 'n mens byvoorbeeld ook kyk na sosiale media, ja, maak net seker jy volg die regte tipe van nuus in plaas van fopnuus. Ek bedoel, soos byvoorbeeld, en my skoonma gaan my ek kom met nou dun ys. Dun ys oor die naweek bietjie saam met hulle geëet en goeters en wat en sy's nou 71, baie geluk skoonma met jou verjaarsdag. Maar sy byvoorbeeld vir my gesê, wat se naam is dit akkuraat om te sê Amerika gaan vir Suid-Afrika inval? Jy weet, en ek sê toe vir my skoonma, nee, ek het nie wel lees jy dit nie, en sy sê toe byvoorbeeld dit op sosiale media. En ek dink toe net by myself, mense moet nie so ver gaan as om byvoorbeeld hierdie berig waarna jy verwys, of hierdie sosiale media waarna jy verwys, as 'n aankondiging verkeerd vat en sterkies daan sit jy, want dit basies laat gewone beleggers, die gewone man op straat die verkeerde besluite maak, as gevolg van stories wat byvoorbeeld aangeheg word. Maar die feit dat ons nie 'n goeie verhouding het met die met Amerika en die Trump-administrasie, is definitief daar, maar om daadwerklik so ver te gaan, sal ek nie daar gaan nie. Ek dink mense is meer bekommerd oor hoe dit handeldryf kan beïnvloed tussen die twee lande, maar dis dalk 'n gesprek vir 'n volgende keer, of nou as ons nog tyd oor het. Ek dink sommige beleggers is ook bekommerd oor 'n moontlike wêreldresessie indien hierdie konflik vererger, want ek meen ons het ook nou verneem dat Israel gesê het hulle sal enige opvolger, jy weet, teiken. So wat het jy daaroor te sê? Ja, ek dink weer eens as jy terugverwys na wat sosiale media het Donald Trump so halwe grappie in sy jas gemaak om te sê ja, jy weet, hy is in beheer van die wêreldsekonomie en hy is op boonop besig om job creation te create, jy weet, en hy sê ja, want hy wil basies, jy weet, seker maak hy kies die volgende leier, jy weet, van Iran. En ek dink ja, daar is bietjie, jy weet, pushing the pot a little bit, jy weet, van dit raak nou maar daai pressure cooker, en hoe meer jy basies wat saam beheer wil afdwing, hoe meer gaan basies sekere elemente van daai land byvoorbeeld wat wil opgee, jy weet, of dan nou gaan toegee, want dan wil jy kan net so veel druk opsit, dan raterhand, dan word dit 'n rebellie en jy wil glad nie meer oorgee nie. So die grootste probleem is, hoe langer hierdie konflik gaan neem, hoe groter is die kans van 'n wêreldresessie, so eenvoudig soos dit, en ongelukkig sit jy met twee wêreldleiers wat basies nie baie bekommernis het oor 'n wêreldresessie nie, want daai tipe van element is nie hulle dryf nie, hulle element is heeltemal 'n ander element, jy weet, wat natuurlik 'n gesprek is op 'n ander dag. Goed, wat moet beleggers in sulke tye doen? Ek dink weer eens, moenie in daai paniekval van byvoorbeeld omstreekse stories, byvoorbeeld sosiale media wat aangepas word. Kyk dat jy daai credible news kry, jy weet, as jy byvoorbeeld in 'n regtig waar wil besluite maak saam met jou finansiële beplanner. En natuurlik, jy weet, moenie in paniek gaan en aandele net verhandel nie, maar weer eens, daar kom 'n sekere tyd waar jy wel daai aandele gaan moet verhandel as hy byvoorbeeld oor 'n prys gaan, jy weet, en natuurlik, jy weet, waar jy dan na ander sektore toe moet kyk vir byvoorbeeld vir nog 2, 3, 4, 5 jaar vorentoe. En dis definitief 'n gegewe om portefeuilles te herbalanseer, maar herbalanseer die portefeuilles vir die regte rede en nie byvoorbeeld vir 'n rede soos uit paniek uit nie. Is dit vir my jammer dat jy nie daai byklank van nou byderhand het nie, want ek sou nog iets byvoeg en sê, en besoek Everest Advisory Services, wat jou te alle tye ingelig sal hou en op die regte pad sal hou wat jou finansies betref. Thys, baie dankie vir jou insig. Goed, net hierna gaan ons so 'n bietjie wynplaas toe. Maar nie vir die wyn nie, vir die ligte. So maak seker jy bly net waar jy is en moenie vergeet van Goeiemôre Good Morning se heruitsendings nie. Daar is een om 10:00 en dan 'n ander een om 2:00 vanmiddag. Goed, so kuier steeds saam. So ek sal sê skink maar liewer 'n koppie koffie. Ons is net hierna weer terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel.
Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek na Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jou laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Ons gesels nou met die besturende direkteur van gasvryheid by die Spier Wynlandgoed, Annabel Schreeders, oor die terugkeer van Spier Light Art. Die gewilde nagkunsfees vind vanaf 6 Maart tot 6 April plaas en omskep die historiese Spier Wynplaas in 'n magiese landskap waar lig, kuns en natuur saamvloei. Met meer as 20 Suid-Afrikaanse kunstenaars se installasies wat temas soos geheue, omgewingskwessies en die land se geskiedenis ondersoek, is dit 'n unieke ervaring waar besoekers saans deur die plaas stap en kuns op 'n heel nuwe manier ontdek. Annabel, goeiemôre, good morning en hartlik welkom. Goeiemôre, baie dankie. Goed, vir mense wat nog nooit Spier Light Art besoek het nie, hoe sou jy hierdie ervaring vir ons opsom of beskryf? Ja, ons is nou al in ons 8ste jaar en dit is baie populêr. So as jy nog nie gekom het nie, moet jy beslis kom. Jy kom so skemerse tye aan. Ek stel voor jy kry glas wyn of ietsie om te eet vooraf, 'n piknik op die grasperke en soos die son ondergaan, begin mense rondstap met so tussen die historiese geboue of by die eerste rivier langs en dan is daar 20 ligkunswerke en die natuur speel 'n baie belangrike rol. Die klank van die voëls en die paddas, dis regtig magies. Jy is nou besig om iets vir ons hier te beskryf wat enige iemand wat dit nie bywoon nie, net eenvoudig jaloers sal maak. Hoekom sê jy sê, of wat sê jy sê, maak ligkuns so besonders? Wel, elke jaar is absoluut iets nuuts. Baie van die kunstenaars is nie noodwendig ligkunstenare nie, maar hulle gebruik die medium as iets nuuts. En dit veroorsaak dat dit regtig baie kreatiewe werk is wat mens nie sommer sal sien in gallerye of so deur die jaar nie. Dit is regtig 'n medium wat, soos ek sê, die kunstenaars challenge. Nou jy het verwys na die rol van die natuur, jy weet, wat hierdie belewenis betref. Die installasies word in die aand oor die hele plaas versprei. So
Ek sou sê my vraag is dan, hoe verander dit die manier waarop mens dan die kuns beleef? Wel, die natuur is amper soos 'n mede-kunstenaar. Dis regtig nogal belangrik dat die werke nie te naby aan mekaar staan nie, want dit is natuurlik lig. So jy loop so deur die donker en die lig en jy ontdek jou werke soos jy deur die landgoed beweeg. En is regtig ver uit mekaar uit bespras, so dit vat nog 'n tydjie en is baie rustig en almal gesels en so dis of sosiaal maar ook baie stil en ag, is pragtig. Wel, ek meen daar is meer as 20 kunstenaars as ek reg is wat deelneem. Is daar miskien 'n paar installasies waarna besoekers spesifiek op die uitkyk moet wees? Wel, ek dink een van my gunstelingwerke is die Ronald Abdou en die Zach Stewart, Burning, of die brand. En dit is 'n brandende kar wat kommentaar lewer op hoe ons tragedie ervaar in die digitale era. En die plasing van die werk langs Waddas op die werf is nogal teenstrydig, so dit skep nogal 'n skokkende beeld. Maar dis terselfdertyd baie humoristies, want mense gaan les daar voor die wrak en neem foto's en ja, dis net absoluut nie iets wat mens sou verwag nie. En dan strydom van 'n Merwe se werk en ander kunstenaars waarna mens kan uitkyk is Kenneth Shandu en Sam Zanfortuin en Kerem Seiler. Nou, jy het nou verwys na die feit dat dit al die 8ste keer is wat hierdie fees plaasvind. Hoe sê dit oor die jare gegroei, ontwikkel of verander? Wel, elke jaar is vir ons self 'n groot verrassing. Ons weet nooit wat ons gaan kry nie. Ons het deesdae baie meer internasionale kunstenaars wat ook deelneem. So oor die jare het dit so meer, sou ek sê, belangriker kunstenaars gelok. En party jare speel klanke baie groot rol en ander jare speel beligting weer 'n belangrike rol. So ja, elke jaar is regtig iets anders. Nou vir iemand wat 'n aand daar wil beplan, ek wil graag by jou uitvind, wanneer is dit die beste tyd om te kom? En hoe presies werk hierdie roete deur die installasies wat dan nou so rustig gebeur? Okay, so almal kom so skemerstyd daaraan en soos ek vroeër gesê het, dit help om 'n bietjie van 'n glas wyn, of dit is natuurlik lekker om 'n glas wyn of ietsie se kram te eet, kry 'n piknik, eet iets vooraf by ons hotel. En dan is daar 'n kaart wat jy kan volg, of jy kan op 'n webwerf kyk, waar is jy, en jouself so oriënteer. Of anders as jy lus voel, kan jy net rustig rondloop op jou eie pas en doen wat ook al jy wil. En sê vir ons, waar kan mense meer inligting in die hande kry of dan nou ook kaartjies bespreek? Jy moet online gaan kyk by speed.co.za/events en daar sal jy al die inligting kry. En ja, dit is baie belangrik dat jy vooraf bespreek, want dit is deesdae baie populêr en ons wil seker maak dat daar nie te veel mense is nie, sodat jy definitief die ervaring kan geniet. Nou, ons het nou nog so 'n minuut oor, maar ek wil net hê jy moet laastens vir ons sê, waarom sou jy mense wat nou ingeskakel is aanmoedig om wel 'n draai te kom maak? Baie van ons dink ons is miskien nie kunstkenners nie, of die kunswêreld is nie vir ons nie, maar hier is 'n geleentheid om te doen te kry met kuns wat jou 'n bietjie anders laat dink in die wêreld, op ander maniere sien, of dit nou stils is, of humoristies, of dramaties. Dis regtig fantasties as mense na ons kom en sê, dis nou regtig nie wat ek verwag het nie, dis iets nuuts. Annabel, ek sê vir jou baie dankie, dit klink werklik soos iets wat 'n mens moet gaan beleef. Jy kan intussen ingeskakel bly, want net hierna is dit tyd vir Joe Black se kuiertjie hier by Goeiemôre, Good Morning. Ons is nou weer terug. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life,
We take care of business. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. Sy goeiemôre, dis lekker, dis regstreeks in die oomblik waarvoor ons almal uitgesien het. Dis daai voorsmaakie van Joe Black se nuwe enkelsnit, Openbaring. Dis vroeg in die môre. Die wind is nog jong. En ek hoor hoe die dag deur die venster kom. My hande is moeg van te vashou aan niks. Maar my hart het besluit ek is nog nie klaar nie. Dis hier waar dit begin, waar die stilte my naam roep, waar ek weer asemhaal, sonder skaam, sonder skuld, sonder skuld. Dis hier waar dit begin, die openbaring. Ek het vergeet hoe son op my skouers voel, hoe die aarde ruik as het reën na die dag se gejaag. Maar vandag is daar iets wat beweeg in my bloed. 'n klein stukkie vrede wat sê ek is genoeg. Dis hier waar dit begin, waar die stilte my naam roep, waar ek weer asemhaal, sonder skaam, sonder skuld, sonder skuld. Dis hier waar dit begin, die openbaring. Laat die wêreld maar draai soos hy wil. Dis die opstaan en daar is die verskil.
begin, waar die stilte my naam roep, waar ek weer asemhaal, sonder skaam, sonder skuld, sonder skuld. Dis hier waar dit begin, die openbaring. My vriendjie, vir so vroeg in die môre, well done, hè? Dankie. Daarom het jy 2 koppies koffie gedrink voordat jy daai. Ja, man, dit was eers genoeg. Vir baie mense is die openbaring die einde, maar vir jou is dit die begin. Wat beteken dit vir jou? Ja, presies dit. Kan jy imagine, want jy is ook al 'n paar jaar nou in hierdie industrie. Ja. Ek dink dis min dat 'n kunstenaar of as jy jou loopbaan begin, dat jy die trappe klim en al hoe hoër gaan met elke nuwe liedjie wat jy uitbring. En dit ons het gewoonlik begin jy op jou kruin. Ja. En toe het ek net hierdie openbaring gekry dat dalk is hierdie net die begin. Hoekom as ons ouer word moet ons begin rustiger raak? Ja. Nee, dit maak ek spring nou eers weg. Daar sy my vriend, ek deel daardie sentiment met jou. Luister, in hierdie EP soos ons nou ons maar ken, maak jy ook super opgewonde. Jy sê vir die eerste keer in lang tyd het jy nou weer daai opgewondenheid in jou met nuwe musiek te skep. En weer, dit gaan oor die openbaring om te snap. Dis wat ek hier doen. Dis wat ons passie is om dit wat in jou hart is op papier te sit, dat papier verhoog toe te vat en die dak te gaan afblaas. En Desember het ek rustig geraak en die gejaag het bietjie rustig geraak en toe haal ek die pen uit en begin net skryf. Ja. So nou is ek weer opgewonde, daar's 6 nuwe liedjies wat uitkom. En die eerste een was Storm, né? Nee? Storms, ja. Storms. Hierdie is nou die tweede ene van nog 'n paar na ons kan hy sien. Het jy op 'n stadium ook soos 'n writers blok gehad? Het jy net gevoel dat wag, Joe is nie nou op 'n spasie waar die dinge happen nie. Ek meen jy het obviously Joe Niemand se song oorgedoen wat briljant uitgekom het. Maar in daai tyd kan ek onthou jy het mos gesê, jy het nou nie regtig watter kant toe nie. Ek dink daai Caravelle virus 2020. Daai ding het my al van toe ons net iewes skielik gestop. Toe ek so by die huis kom en ek besef soos jy, hoekom doen ons hierdie en jy weet daar's niemand wat wag vir ons op die verhoog nie. Ons het vir 18 maande by die huis gesit en in daai tyd het ek opgehou skryf. En so stelselmatig soos dat ons nou weer aan die gang gekom het. Nou is ons weer in volle stoom, so ek dink nou is dit weer tyd om te skryf. My vriend en ons is baie opgewonde, maar buite die musiek, ek meen jy hou jouself ook besig. Ek het gesien daar's 'n Skotland ding wat opkom, 'n toer, lekker. Hoor hierso. So ek doen wat my hande goed vind om te doen. Ek speel golf en ek doen 'n toer in September wat ek weer ouens vat om Skotland golf te gaan speel en ek verkoop power tools en ek verkoop baardtrimmers en so ons hou onsself besig want anders dan gaan ons oud word. Hoorie, en met die Skotland toer, dit gaan nie net oor die golf nie. Jy line ook natuurlik vir op pad soontoe of terug shows en dinge op want die mense moet vir jou sien en hulle moet vir hom hoor. Ek dink dis waar die bietjie breins moet inwees is dat om Skotland te gaan kos geld. So nou vra ek die mense wie ek moet sing en as al 50 mense opdag dan weet ek kan vir die week eet of wat ook al. Dan gaan ons so aan dan toer ons maar deur Skotland. Joe, wat maak jy nou tans nog opgewonde? Ek meen ons kan praat oor die toere hier en dit, maar daar's altyd 'n vonkel in jou oog. Ja, ek dink met my hierdie jaar. Ek dink my 2 dogters is nou op daai stadium waar hulle 17 en 14. Hulle dink ek skool nie. Yes, hulle like my. So dis nou weer tyd, dis nou weer 'n seisoen waar ek geniet het om goed saam met hulle, my vrou en my kinders te doen. Maar ook om weer musiek te maak wat ek wil skryf. Lekker. Ja. Dankie dat jy dit met ons kom deel het so vroeg vanmôre. Dankie altyd vir jou moeite om so lekker vroeg by ons te kom kuier. Die openbaring ook oral beskikbaar op die aanlyn musiekplatforms. En dit was nou daai lekker bederf. Onthou ook ons het 'n paar van daai lekker dubbelkaartjies ook om weg te gee as jy nog nie gehoor het van die konsert nie. Dit is op die 27ste en die 28ste Maart by die Theater of Marcellus by Emperor's Palace met kunstenaars wat insluit Nicholas Lou, Dozy en Pietman Geldenhuys. Op een voog kan jy ook maar uitsien na oorspronklike liedjies en daai Samsung lekker treffers. Besoek ons sosiale media om in te skryf want dalk sit jy volgende maand, nee, die einde van hierdie maand, voor in die koor. Ek bedoel in die gehoor. Dis al van ons kant af vir vanoggend. Ons hoop jy het 'n heerlike dag wat voorlê en ons is môreoggend klokslag weer terug om 6:00 hier op Via. Lekker dag van ons almal. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel.
Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld.